Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets wat my onlangs wakker gehou het, is hoe onmenslik duur dit is om as 'n vrou net remotely mooi te lyk in die lewe. So om saam met my te kom brainstorm oor hierdie lieflike idee, is Lorey Delport, 'n image consultant en 'n goeie vriendin van my en iemand wat hopelik raad in my kan inpraat. Vanaand, hallo. Hallo Carla. Hoe gaan dit met jou? Goed en jy? Nee, fantasties as ek langs jou sit. So lekker om dit te wees. Dit is van ver af en is donker en Kyk hoe mooi lyk jy. dankie, en swart, en ek weet jy is mal oor kleur en jy's 'n pop of green. Hier's my bietjie groen. Ons gaan jou nou regkry. Ons gaan my nou regkry. Wat is 'n maklike manier om jou klerekas reg te druk? 'n capsule wardrobe. 1, my denim baadjie. Kan dit met als dra. Dan my sneakers, my wit sneakers. Winter, somer, herfs, lente, rokkie, kleur, gymklere. Letterlik alles. So my sneakers is baie belangrik vir my. Dan nog een in my kas is my leer swart baadjie. Baie belangrik. Ek weet Forever New, as ek dit mag sê. Gaan groot. Forever New het die mooiste leerbaadjies. Altyd, so spaar nou al. Op daai noot, want baie vrouens vind dit juis uitdagend om mooi te lyk, omdat dit is net nie bekostigbaar nie. Wat is klein goedkoop goedjies wat jy kan doen om enige alledaagse outfit bietjie persoonlikheid te gee? Carla, 'n bietjie kleur. Enige kleur is vir my altyd 'n wenner. So of dit nou 'n toppie is, of dit nou jou waakskoene is, of dit nou jou sneakers is met 'n bietjie kleur in, of 'n oorbel of 'n hangertjie, maar ek is mal oor kleur. Kry vir jou 'n kleur in jou kas en jy's gesort. Oh, lovely. Ja. Wat is vinnige last minute touches wat jy kan doen, net om hare of lippies of iets bietjie beter te laat lyk voor jy uitgaan? Nou nie noodwendig klere gewys nie, maar jou looks, jou overall look, voor jy nou in die oggend vinnig by die huis uitdraf. 'n lippie. Weereens 'n kleurlip en 'n mascara. Sommige vrouens, soos ek, doen my lashes, dan weet ek, okay, ek moet net 'n lippie aansit. Ja, ek hou daarvan om 'n lippie en 'n mascara aan te sit. My hare, ek hou van 'n bolla. Okay, maar mens kan 'n bolla mooi maak, voel ek. Dis hoekom ek sê, ek hou van 'n bolla. Hierdie is my gunsteling. Hierdie waves, Hoe maak jy dit? dit is 'n wave tang. Ek was bang jy gaan sê, Carla, ek stort. Nee. Baie mamas doen dit. Nee, Carla. Jy kry dit by Clicks, hierdie wave color. Kyk laat. Sheen. Sien. Lorey, ek dink iets wat vir my persoonlik baie belangrik is en ek dink baie vrouens daar buite is, hoekom begin vrouens se voorkoms stelselmatig agteruitgaan as hulle trou en kinders kry? Baie goeie vraag. Ons almal ken mans. Hulle is baie werk. Vrouens kry nie tyd om bietjie aan hulle self te werk nie en dan kom die kinders. Mamma moet alles doen. Mamma moet bad, mamma moet voed. Mamma moet net wees. En dan natuurlik gaan 'n vrou se lewe ook aan buite ma wees, buite vrou wees en ons moet ook by plekke kom. Daar's nie tyd nie, daar's nie altyd tyd nie, behalwe as jy nou daai 1 uit 'n miljoen man kry wat sê, okay my vrou, weet jy wat, vir 20 minute het ek die kinders, gaan maak jy gou mooi nie. So dit is maar moeilik om altyd jou klere en jou selfbeeld en alles net te balanseer. Wat is klein goedjies wat vrouens, ek wil amper sê op 'n daaglikse basis kan doen om net 'n bietjie mooier na hulle self te kyk as tyd dit nie toelaat nie? Spandeer bietjie daai tyd aan velsorg. Want natuurlik as jy 'n glow het, soos wat hulle sal sê, dan is jou vel sommer uitgesorteer van self. Jy sit jou room op. So ja, en natuurlik juwele. Ek is mal oor 'n juweel. 'n Goue oorbelletjie of 'n hangertjie of ja, net iets wat jou vroulik en feminine sal. Ja. Want hoe jy voel gaan natuurlik ook wys. Ja, natuurlik. Ja. En ek dink as jy mooi voel die dag, it's going to show. Definitief. Jy gaan dit in jouself ook. Jy gaan sommer ready to do this. Daar's Of gaan jy hy. spar doen? Daar's hy. Gaan mamma gaan doen om in hakskoene. Daar's hy. Gooi die vleisie in. Ja. Dis ook Lorey, sê. wanneer voel jy op jou mooiste? Wanneer ek wakker word in die oggend want niemand kyk vir my nie. Nee, ek grap. Om eerlik te wees, ek's mal daaroor om na funksies toe te gaan, myself mooi te laat voel en te laat lyk, op te dress
Ek is mal daaroor, maar ook in my gymklere. Mense voel great in jou gymklere. Dis hoekom ek vir jou sê, jy's 'n lekker gesweet, hoorie, jy werk vir daai six-pack, die sweet tap sommer so af en jy soos, goed, ek het hierdie 6 blokkies vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik, maar vir daai oomblik is dit jy en jou gympakkie. Ek kyk 'n groot deel van image consulting is ook nie net seker wat jy aantrek en hoe jy jouself mooi maak met make-up of so nie, maar natuurlik ook hoe jy jouself gedra. Ja, baie belangrik. Hoe dra dit by tot hoe mense jou sien? Wat kan jy doen? Weet jy, Carla, as jy besef wie jy regtig is en wat jy vir mense wil uitstraal en hoe jy wil hê mense moet jou sien, gaan dink bietjie mooi daaroor. Soos ek wil hê mense moet weet of as hulle my sien, moet hulle entoesiasties, go-getter, sy trek 'n baie goeie voorbeeld vir my is ek's mal oor haar is Rolien Strauss. Kyk 'n bietjie hoe reageer sy om mense? Hoe is haar postuur by mense? Wat trek sy aan? Sy's altyd, jy kan haar deur 'n ringetjie trek. Ja, dis 'n baie belangrike ding hoe jy met mense praat en jouself oordra en dit wys in jou klere, in jou kleredrag ook. Dit is wat ek vir die mense wil wys. En hoe belangrik is dit nie vir jong meisies om dit te sien nie. Ek hoef nie 'n shushabroekie aan te trek na 'n event toe nie. Ek kan nog steeds 'n high-waist kortbroek dra wat alles mooi toehou en 'n mooi kanttoppie of wat ook al dit is en dis 2 verskillende looks. Maar dit is wat jou maak. Wat is vir jou, want ek weet jy het al genoem, 'n shushabroekie is vir jou 'n nee. Ja. Wat is vir jou iets as jy dit in die publiek sien, dan dink jy, o nee sis, ons gaan nie dit dra nie, dit gaan nie werk nie. As jy nie weet wat is, ek moet dit nou eintlik baie mooi stel, want sommige meisies, sodat ons nie kan body shame nie, onthou, almal is dalk gelukkig met dit hoe hulle lyk, glad nie probleem nie, maar natuurlik moet jy ook 'n spieël gebruik om te sien, okay, hoorie, ek kan nie nou 'n crop top dra nie, want my crop top maak niks toe nie. Ja, net die punt, dit is nie, ja, net nodig, die nodig is. Dis nie nodig om so te in die publiek verstaan, want jou persepsie en natuurlik as ek daar loop en ek sien dit maar wat die meisie, sy kan die ordentlikste meisie wees, sy kan die mooiste hart wees, maar as ek vir haar sien aankom en sy lyk so, gaan ek al klaar my opinie vorm. Baie tienermeisies het die ding van sosiale media, 'n prentjie, hulle skep vir hulle self daai prentjie van dis okay om so te lyk met die kort broekie en die crop top, maar jy gee jouself jou waardes heeltemal weg. En ek dink dit is wat jong tieners besef nie. Dit kan so baie skade maak aan jouself. So die oomblik as jy voel, as jy buig en jy voel, okay, ek is nie toe nie, ek is nie gemaklik met myself nie, dan weet jy dis 'n nee. Gebruik jou spieël. As jy nie gemaklik is en dit wat jy aantrek nie, is dit 'n nee. Klaar. Dis pragtig en ek dink dit is 'n inspirasie vir baie vrouens daar buite. Jy het natuurlik al baie goed gedoen, jy het al baie plekke gesien. Ek brand om te weet, waarheen het jou werk jou al oral gevat? So, ek is baie trots om dit te sê. Ek was in 2020, net voordat dit COVID is, in die New York Fashion Week. Ek was al in Hong Kong. Ek was 'n paar keer in New York, ek was al in Hong Kong, ek was in Nederland, ek was in Duitsland, ek was in Bloemfontein. Ag, lieflik. Ek was al in Kaapstad. Ag, lekker. Dis baie mooi daar. Van al die plekke wat jy nou al geloop het en gesien het en so, watter land waar jy was, se fashion choices, hulle mode, het jou oog die meeste gevang? Definitief New York. Hoekom? Daar is dit net 'n ander styl, 'n ander kultuur wat ons as Suid-Afrikaners nooit hier sal waag nie. Byvoorbeeld ek het goed teruggebring. Ek sal dit nie in Suid-Afrika dra nie.
Maar daar is nie 'n oomblik wat ek twyfel. Ek sal dit op die lughawe aantrek as ek daar land. Dit is net 'n ander se kultuur, Maar jy sal dit nie dra maar nie. ek sal dit nie dra nie. Ja, dis bold, dit is walgalsig. En weet jy wat? Parys, Vogue, girl, Vogue. Maar daar, die Inspirerend. klerestyl daar is Hoorie- iets fenomenaal. Dis rustig, dis neutraal. Hoorie, dit gee vir jou vibes dat jy ook 'n fashion designer kan wees. En dis nou. jou alledaagse mense ook. Dit is almal. Dis by default hoe die mense in Parys aantrek en my mond het oopgehang vir Dis dit. hoekom ek sê, goed wat jy dink pas nie eers by mekaar nie, kry hulle reg. En goeie genigtig hulle velle. Maar dis hoekom ek, maar hulle het nie die son nie. Hulle is ja, ons het 'n tawe son daar. Of jy nie, moenie sleg voel nie, jy het nie 'n lelike vel nie, jy bly net in Suid-Afrika. Son. Mm. So, Om op 'n positiewe noot te eindig, wil ek graag weet, wat laat jou rustig slaap in die aand? Dit is glad nie moeilik nie. 'n Slaappilletjie. Ek grap. Karla, om te weet dat ek die vermoë het om ander vrouens te help in die regte rigting en dat ek weet wat by my pas en wat se kleur en se styl en al die ander goed by my persoonlikheid pas. Ja, ek slaap lekker sonder my slaappilletjie ook. Want ek weet wat kom vir my. Wel, jy het nie nou 'n slaappilletjie in nie, so jy gaan veilig huis toe ry. Asseblief sê ja. Dankie vir jou, dankie dat jy gekuier het vanaand. Dankie Karla, dit was regtig baie lekker. Dit was insiggewend, ek het meer rustigheid nou oor wat werk en wat werk nie en wat werk by my body bou. Ons het daar gesels voor die tyd ook, dis hoekom ek nou 'n swart blazer aan het en nie die een wat ek voor hierdie aangehad het nie. Maar dankie vir die saamkyk en saam luister. Lekker slaap.